Was hy, kom ons sluit net die oë. Here, baie dankie dat ons kan weet dat U groot is. Here, dankie dat ons weet dat, maak nie saak waardeur ons gaan nie, Here, dat U altyd daar sal wees vir ons. Here, my gebed is dat U vanoggend met elkeen van ons sal wees tydens hierdie Moedersdagdiens. Here, spesiaal vir ons moeders dat, Here, sonder hulle ons nie hier sal wees nie. En dankie vir elke moeder wat vandag fisies hier in die diens is, en vir elke moeder wat luister na hierdie diens. My gebed is, Here, laat U elkeen van ons sal seën, en Heilige Gees, laat U met elkeen van ons sal wees, want Here, ons weet U het 'n boodskap vir elkeen van ons, nie net die moeders nie, maar selfs vir ons manne wat vandag hier sit. Seën vanoggend se diens. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Weereens baie welkom by vandag se diens. En vandag vier ons Moedersdag. So aan elke moeder weer eens Happy Mother's Day. Maar kan ek net sê dat eintlik moet ons moeders nie net een keer 'n jaar Moedersdag geniet nie. It must be Mother's Day every single day of the year. Amen. Ja, daar gaat ons. Ek het hier geskryf ook en ek wil graag hê dat ons maas dit vandag moet hoor. Partykeer sê ons dit nie so baie vir julle nie. Maar ek wil vandag vir elke moeder, elke een wat 'n moeder is, en wie sy oë het vandag kan kyk, wil ek vir julle sê, ons waardeer julle, en ons is lief vir julle. Amen. Wel, ek het laasweek gedeel oor die onderwerp 'n waarskuwing, en ons het die skrifgedeelte gevind in 2 Kronieke 15 vers 1 tot 2 in die Boodskap Bybel, en die woord sê vir ons, en ek gaan dit lees uit die Boodskap Bybel uit, God se gees het Asaria, Oded se seun, beetgepak. Hy het hom nie net oorval nie, hy het hom beetgepak. En as ek die woord beetgepak vir myself uitwerk, het dit hom geskit. Dit het hom geruk. En hy het uitgegaan om vir koning Asa te ontmoet, toe hulle van die geveg af teruggekom. En hy het gesê, luister na my Asa. Luister julle mense van Juda en Benjamin. Die Here sal by julle wees, solank julle by hom bly. Wanneer julle hom soek, sal hy toelaat dat julle hom vind. Maar as julle van hom af weggaan, sal hy van julle af weggaan. En ek het toe ook aan elkeen van ons wat hier was, wat fisies hier was, wat geluister het, wat op YouTube, Facebook, WhatsApp geluister het, het ek vir elkeen van ons, en selfs vir myself, het ek daar die waarskuwing gegee, deur te sê dat die Here sal by jou wees, Brett, solank as wat jy hom soek, en solank as wat jy hom bly. Wanneer jy hom soek, sal God toelaat dat jy hom vind. Maar as jy van God af wegdraai, gaan en sal God van my en jou af wegdraai. Dis God se woord wat dit sê. My gebed is vir elkeen van ons, dat ons nooit sal wegdraai van die Here af nie. Wel, vandag wil ek 'n boodskap deel spesiaal vir ons moeders. En ek wil graag hê dat ons moeders wat hier is, sal mooi luister na hierdie woord. En waar julle iets moet doen, elke een van ons wat hier is, nie net die moeders nie, die manne ook, as ons iets moet doen, dat julle die Heilige Gees die geleentheid sal toelaat om vir julle te wys wat julle moet doen. En ek wil graag deel oor 'n paar punte of maniere om jou ma lief te hê. En ek gaan net 2 skrifte met julle deel vandag, en die eerste skrif is Johannes 19, vers 26 tot 27, en ek lees dit spesifiek uit die Boodskap Bybel uit, want as julle gaan kyk, na die 53 vertaling of die, of die 83 vertaling, praat Jesus van vrou. Maar die Boodskap Bybel sê dit so. Toe Jesus sy ma daar sien staan, saam met sy volgeling vir wie hy 'n baie spesiale plek gehad het, sê hy, Ma,
Laat hy van nou af jou seun wees. Hy kyk toe vir sy volgeling, my vriend, laat sy van nou af jou ma wees. Van toe af het Maria by hom gaan bly, en hy het haar versorg. Julle sien, Maria was tydens Jesus se kruisiging die hele tyd daar gewees. En kan ons onsself indink waardeur sy moes gegaan het? Gesien het hoe Jesus gelyk het. Hoe hy geslaan was. Hoe hy vasgenaal was aan daardie kruis. Waardeur moes hy gegaan het? En hoe het sy gevoel? En Jesus kyk na Johannes en sê vir hom dat hy na Maria moet omsien. En Jesus kyk na Maria en sê vir haar, laat hy my plek inneem as jou seun. En ek glo dat Johannes baie mooi na Maria omgesien het. Jy sien, Jesus is gekruisig, hy hang aan die kruis. Daar is so baie dinge wat deur sy gedagtes gaan. Hy vra selfs op 'n stadium, vra hy vir God, my Vader, waarom het U my verlaat? Maar Jesus kyk nog steeds na sy ma, en hy maak seker dat sy versorg sal word, wanneer hy nie meer daar is nie. En Jesus wys vandag vir my en jou, hoe belangrik dit is, om na ons moeders om te sien. Amen. Daar waar hy gehang het aan die kruis, kyk hy's besorg oor sy ma. Ek wil 'n paar punte aan julle noem, en die eerste punt is, wees lief vir haar mondelings. En hierdie klink 'n bietjie snaaks, nie waar nie? Maar kom ek verduidelik dit so aan julle. Julle sien, ons as mans het mos 'n manier om te sê. En manne, ek kyk nou vir julle in die oë. Ons het mos 'n manier om te sê, ek hoef nie vir jou te sê ek het jou lief nie, jy weet dit mos. En ek het geweet daar's vrouens wat na hulle mans gaan kyk. Ek het dit geweet. Ek het dit al vir jou gesê, maar ek sal ook aan jou sê as ek my mind verander het. Ek hoef dit mos nie vir jou te sê nie. Of ek wys mos my liefde vir jou deur sekere dinge te doen of te koop. So ek hoef dit mos nie te sê nie. Jy weet mos ek is lief vir jou. En ek het nie geskryf, hallo, praat ek met iemand vanoggend. Kan ek dit vir julle manne sê vanoggend, en ek kyk julle in die oë en ek sê dit met die grootste respek. 'n Vrou het nodig dat ek en jy vir haar sê dat ons lief is vir haar. Hoor mooi manne. 'n Vrou het dit nodig dat ek en jy vir hulle sê dat ons lief is vir hulle. Nou gaan ek 'n snaakse ding doen. I'm going to put each and every man I'm going to put on the spot. Elke man, en ek gaan julle dop hou. Ek gaan vra dat elke man na sy vrou toe sal draai. Kom, manne. Draai na julle vrouens toe, vat jou vrou se regterhand in jou regterhand. Kyk haar diep in die oë. Bebop, I'm watching you. Kom manne. Elke man, ek wil hê jy moet in jou vrou se oë kyk. En ek wil hê jy moet die volgende woorde vir haar sê. Babes, I love you. Amen. Kom ons kyk julle, awesome. Jy sien, ons vrouens het dit nodig om te weet. Babes, ek het nie vir jou gekyk nie. Babes, you know I love you. Amen. Julle sien, kinders moet hoor dat ons lief is vir hulle. En ons moeders moet dit ook hoor. Maar party sal sê, maar ek is nie daai tipe man nie. Ek doen dit nie. Weereens manne, kyk julle in die oë, raak daardie tipe man asseblief. Become that person. Dit maak jou nie 'n sussie nie. Dit maak jou nie anderste nie. En doen dit op die regte tyd en wanneer dit reg is, nie wanneer jy aangejaag het nie. Die tweede een,
wees lief vir haar fisies. Kan ek vra vanoggend, wanneer was die laaste keer wat jy jou ma 'n lekker drukkie gegee het? Come on, vir julle wat se maas nog leef, wanneer was die laaste keer? Ek is vermoed. Well done. Well done. Well done. Wanneer laas het jy jou ma 'n soentjie op die wang gegee? Jy weet, ek staan met trane voor julle in my oë. My pa het Vrydag 81 geword en ons was daar gewees. My ma het 'n ligte laas Sondag toe ek ry toe sy weer 'n ligte beroerte gehad. En ek het haar nie eens gedruk nie. Ek het nie eens haar hand vasgehou laas week nie. But I will definitely do it this afternoon. Ek het die geskryf ook, wanneer laas het jy net gesit op die bank en haar hand vasgehou? Jy sien, jou ma was die eerste persoon wie jou vasgehou het. Sy was die een wie jou vir maande rondgedra het. En toe jy gebore is, was jy haar eerste prioriteit. Sy het jou doeke geruil. Sy het alles vir jou gegee. En ek het hier geskryf ook, vir party van ons is ons moeders nie meer saam met ons nie. Vir ander is hulle daar. Wat gaan dit van my en jou neem om 'n bietjie tyd saam met hulle te spandeer? Ja, die lewe is 'n gejaag, maar eintlik 'n gejaag na niks nie. Vir ons wie se moeders nie meer daar is nie. My boetie en my sussie, jy's getroud met 'n vrou wat 'n moeder is. Vat net 'n hand en sê, man, well done. I am proud of you. Of gee hulle net 'n druk. En sê net die woorde, dankie vir die awesome ma wat jy vir ons kinders is. En ek het dit geskryf ook. Net daardie bietjie fisiese aanraking. Net daai drukkie. Net daai drukkie. Ek gaan die won op die spot sit. Babes, net 'n fisiese druk of 'n soentjie. Glo ek beteken vir jou meer as 'n bos blomme of 'n boks chocolates. En ek het jou op die spot gesit. Jy kan die waarheid sê. Jy kan sê hoe jou hart voel. En ek dink elke vrou sal dieselfde voel. You know what? Net daai, I love you, babes. En ek praat nou Engels. Jy won't weet as ek met haar praat en ek sê ek's lief vir haar en praat ek gewoonlik Engels. I love you, babes. Moenie daai woorde vergeet nie, manne. Die derde een, wees lief vir haar met geduld. Julle sien, ma's het 'n ongelooflike werk wat hulle verrig sonder enige salaris. Jy sien, geen posisie in die besigheidswêreld kom na aan die fisiese, emosionele en geestelike kommitment wat ma's het nie. En manne, hoor mooi, moet nooit die fout maak en vir 'n dame vra of sy werk of sy 'n ma is wat by die huis sit nie. Julle sien, maar baie keer dink ons die ma sit by die huis, so hulle sit en sepies kyk die hele dag. Please, you not there. En dan die enigste ernstige ander fout wat jy kan maak is om vir 'n vrou te vra wanneer haar due date is, as jy nie 100% seker is dat sy swanger is nie. So manne, luister mooi. Sien, om 'n ma te wees is 'n fulltime job. En dan het ons nog hierdie superwoman ma's, wat die huis aan die go hou en wat werk vir 'n salaris. En kan ek sê hiersoos julle sien, vir alles wat ma's vir ons doen, raak ons partykeer mos 'n bietjie ongeduldig. Maar, waar is my hemp? Hoekom is hy nie gestryk nie? En ek het hier geskryf, as ons kom by die huis en ons kry nie ons vry vir 'n kledingstuk nie, raak ons op stroppelis, raak ons mos suur.
Hoekom is dit nie gestryd nie? Maar kan ek vra, weet ek en jy regtig waardeur ons maas daardie dag is? Weet ons regtig hoe hulle dag uitgedraai het? En ek het hier geskryf, kan ek ook noem dat as ons vriende dieselfde manier hanteer as wat ons maas en ons paas hanteer, sal ek en jy nie vriende hê nie. In party opsigte. En ek het hier geskryf, jou ma en jou pa verdien meer, en jou ma en jou pa verdien beter. Wees lief vir haar, aandagtig oplettend. Julle sien, ma's luister wanneer ons harte skoonmaak. Sy het altyd 'n simpatieke oor. En dan is jy 'n volwassene, het jy nog steeds na jou ma toe gegaan vir raad. Ons het dit nog steeds gedoen. In 'n dokumentêr in Amerika het hulle met die ma's van manne gepraat wat op death row gesit het en hulle het onderhoude gevoer met hierdie manne as ook met die ma's. En hulle het vir party van die ma's gevra, hoe was jou seun? My seun was altyd hierdie goeie seun gewees. Ja, maar mevrou, hy het 27 mense doodgemaak. Ja, maar my seun was 'n goeie seun gewees. Kan ek sê, ma's moan partykeer ook, né? Zelly, kyk, ek sien net so smaal by Zelly, sy wil nie kyk daai kant toe nie. Stuart, ek. Julle wat saam met julle ma's hier so sit. Ek sien julle wil nie te veel beweeg nie, maar I pick up the face image. Julle sien, ma's moan ook partykeer. Dan kan ek vra, moan jy nie ook nie, Stuart? Zelly, moan jy nie ook nie? Jy sien, is maklik om te sê, hoekom moet ma moan of hierdie of daai? Maar ons vergeet dat ons ook kan moan. Jy sien, dan kan ek dit ook hierso sê dat Stuart se ouers, oom en tannie Bertha, kan ek julle, want julle saam met julle kinders vandag hier so, ek weet nie wie nog saam met hulle kinders hier is nie, maar julle wat aan die goeie kant van die ouderdom is, julle staan sterk. Kan ek julle die vraag vra? En ek wil hê dat julle my eerlik moet antwoord. Julle worry nog oor julle kinders. Het julle dit gesien? Julle sien, maak nie saak hoe oud ons is nie. Ons ouers is nog bekommerd oor ons. Want jy sien, as ouers wil ons net die beste vir ons kinders hê. Always. En maak nie saak nie. Ek het weer oor die naweek, toe sê ek vir Keisie, op 'n stadium toe sê Keisie vir my, moenie worry oor my nie, toe sê ek, ons sal altyd oor julle worry. Want dis wie ons is. En ek het hier geskryf die laaste gedeeltetjie. Mag ek en jy ons ouers hanteer, soos wat ons graag eendag hanteer wil word deur ons kinders. Die volgende een, wees lief vir haar met dankbaarheid. Julle sien, ons moeders het nodig dat ons vir hulle dankie sê. Nie net een keer 'n jaar wanneer dit Moedersdag is nie. En die lewe is so besig en ons hardloop rond in verskillende rigtings. Maar kan ons net, al is dit net een keer 'n week, 'n paar minute gaan stil sit. 'n Telefoon optel. En te bel vir ons ouers wat ons nie fisies kan sien. En te sê, ma, hoe gaan dit? Is jy alright? How are you doing? Are you still okay? En dan as jy klaar is, vir hulle te sê, I love you.
Die voorlaaste een, wees lief vir haar ruimhartiglik. Julle sien, daar is niks wat nie te goed is vir ons ma's nie. Ons sal hulle nooit kan vergoed vir wat ma's vir ons gedoen het nie. Jy sien, sy het baie keer geld van haarself weerhou, sodat sy ons kon help. Sy het tyd gemaak vir ons, al was dit hoe moeilik. Sy sou minder skep, sodat almal kos kon kry. Dankie ma, vir wie jy in my lewe is. Ek wil graag afsluit met die laaste een. En dit is, wees lief vir haar, eerbiediglik. Laaste skrifgedeelte, Eksodus 20, vers 12 en die 53 sê vir ons: Eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word, in die land wat die Here jou God aan jou gee. My boetie en my sissa, hierdie is 'n bindende opdrag, solank as wat jou ma en jou pa leef. Ja, maar Brett, jy verstaan nie wie my ma of my pa was nie. Kan ek sê, die Bybel sê nie, en die Bybel vra nie. Die Bybel sê nog steeds vir my en jou, eer jou vader en jou moeder. My laaste gedeelte. Hierdie is: Here, mag ons nooit te besig raak vir ons ma's nie. Here, as U in die laaste oomblikke op die kruis tyd kom neem om vir Maria met haar te gesels het en te wys dat U vir haar lief is, help ons om te sien dat ons moet lief wees vir ons ma's wat nog by ons is. Ja, manne, vir ons ma's wat nie saam met ons is nie. As jy en jou vrou kinders gehad het, of jou vrou kinders gehad het, gaan vandag. Jy hoef dit nie hier te doen nie. Waar jy by die huis kom, kyk haar in die oë. Kyk haar in die oë. En sê vir haar, dankie vir die awesome ma, wie jy vir ons kinders is. Kyk haar in die oë. En sê vir haar, babes, I love you. No strings attached. Dan gee jy haar soentjie op die mond. En jy gee haar lekker druk. Deal? Deal? Amen? Kom ons sluit die oë. Here, baie dankie vir elke ma. Here, my gebed is, dat U met ons as manne sal wees, dat ons sal besef wat dit beteken om 'n ma te wees. Here, ons is veronderstel om elke dag Moedersdag te vier. Maar een keer 'n jaar maak ons dit groot, Here. Here, my gebed is, daar waarvan ons is, wat nog ma's het wat leef. Lord, that we will make time. If they're not with us, Lord, or not close to us, that we'll pick up a telephone and just say, Mom, thank you for who you were in my life. And I love you. Vir die van ons wat se ouers oorlede is. Here, laat ons mekaar, laat dames ons mans in die oë sal kyk, en manne dat ons dames in die oë sal kyk, ons vrouens in die oë sal kyk en sê, thank you for the awesome mother, and thank you for the awesome father that you are for our children and for me. Dit is my gebed, seën vandag se woord. Dit is my gebed in die wonderlike naam van Jesus. Amen. Ek gaan vra dat ons asseblief die offerhande opneem.